Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing hartlik saam Psalm 71. Ons sing Psalm 71, die eerste en die 12de vers, en daarna doen ons staande belydenis van die geloof. 71 vers 1 en 12. Geliefdes, ons doen nou gesamentlik belydenis van ons algemene en ontwyfelbare Christelike geloof, en elkeen van ons moet hierdie woorde in ons harte saamspreek. Kom ons bely, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons hoor nou met eerbied en respek die afkondiging van die wet, wat die Here van ek en jy verwag, die 10 gebooie. Die 10 gebooie is al baie bekend aan ons, en ons weet ons kan dit nie ten volle nakom nie, maar ons luister nog daarna, want as ons daarna luister, dan besef ons, wat het Christus alles vir ons gedoen? Hy het vir ons hierdie wet volkome nagekom, asof ons dit self persoonlik nagekom het. En daarom dryf dit ons na Christus toe, en daarom doen ons uiterste bes, om so getrou as moontlik hierdie wet na te kom. En nou moet ons nie, omdat die wet baie bekend is, en ons wat nou al jare eredienste meemaak,
dit al byna uit ons kop uit ken, dat dit soos 'n trein gedreun by ons verbygaan nie. Maar as ons hierdie woorde hoor, dan moet ons dit ook met meelewing doen. Geliefdes, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons sing nou weer Psalm 9. Ons sing die 1ste, die 7de en die 8ste vers. Psalm 9, 1, 7 en 8 en dan bid ons daarna saam. Liefdevolle Hemelse Vader, maak dit nou stil in ons binneste, wanneer ons in hierdie besondere oomblikke
ons hoofde voor U buig en met U praat soos 'n kind met 'n vader. En dat ons weet dat U die almagtige, die ewige, die groote God, dat U ons as U kinders aangeneem het, deur die soenbloed van U Seun in U self, ons Here Jesus Christus. En daarom bid ons, Vader, gee dat ons hele lewe tot eer van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk mag wees. Want dit is nie altyd so nie. Ja, baie maal as ons die goeie wil doen, dan lê die kwaad ons by. En ons gee so maklik oor. Vergewe ons dit, Vader. Maak ons sterk in die geloof. Gee dat ons oë op U sal hou, want dan word die wêreld, Satan, ons eie vlees, dan verdwyn dit en ons word nie meer daardeur gepla nie. Vader, wees ook dan nou met ons in hierdie oomblikke waar ons hier erediens aan U wil bring. Gee dat dit werklik so mag wees, dat ons uit U woord mag leer, dat dit ons tevrede en rustig sal maak, al word dit in swakheid gebring. Dra vir ons in U goddelike liefde. En Vader, ons bid nie net vir onsself nie, maar ons bid ook vir hierdie wêreld. Wees met al U kinders, waar hulle ook al mag wees. Want Vader, ons weet en ons verneem en ons sien dit, dat Satan werklik soos 'n brullende leeu rondloop en verslind waar hy kan. Wees dan met ons, Vader, ook in hierdie gemeente, in ons omstandighede. Dra vir ons in U liefde. U weet dat ons op hierdie oomblik sonder 'n amptelike herder en leraar is. Dat daar persone is wat onder beroeping staan. Wees U vir hulle 'n God van nabyheid, en as U hulle dit so beskik dat hulle hiernatoe moet kom, gee hulle dan daardie leiding en rigting. Maar Vader, wees U intussen vir ons 'n God van nabyheid. Daar so baie dinge wat ons van U kan wegtrek, wat ons bekommerd kan maak, klein gelowig kan maak. Hierdie land en die regering, waaroor ons diep bekommerd is. Die droogte, Vader, wat ons ook glo beproewinge van U is, om ons nader na U toe te lok, om ons tot besinning te bring. Dra vir ons in U groot genade. En Vader, wees met elkeen van ons, as ons al ver gevorderd is in jare, verlang om by U te wees. Gee ons goeie gesondheid, gee ons helderheid van verstand, dat ons die tyd wat U ons nog hier wil gebruik, dat ons tot U eer sal lewe. Vader, wees ook met die wat nog kragtig is en hard werk, dra vir hulle in U liefde. Wees met die kinders, Vader, wat in 'n baie moeilike wêreld groot word. Ons sien ook die wonder van U genade, dat hier 2
jong mense die begeerte uitgespreek het om belydenis van geloof af te lê, wees u vir hulle 'n God van nabyheid. Rig en lei u hulle en dra vir hulle in u groot genade. Vader, wees met diegene wat siek is, wat eensaam is, wat alleen is. Dra vir hulle so, dat hulle in u die lig mag sien, vrede mag ervaar. Hoor ons gebed, Here, ons bid dit om Christus wil. Amen. Geliefdes, uit die Here se woord, lees ons vanmôre uit Psalm 36, en dan kyk ons in besonder na dit wat daar in verse 8 staan. Daar staan hierdie belydenis van Dawid: hoe kosbaar is u trou, o God. Hoe kosbaar is u trou, o God. U beskerm die mense wat by u skuil. In u huis geniet hulle oorvloed, en dit wat daarop volg. In die hart van die goddelose het die opstand teen God die laaste woord. Die goddelose het geen vrees vir God nie, en praat net goed oor hulle self. Hy is altyd daarop uit om kwaad te doen en om te haat. En as hy praat, is dit kwaadwillig en vals. Verstandig wees en goed doen bestaan nie vir hom nie. Selfs as hy gaan lê, dan dink hy net kwaad uit. Hy bly op 'n pad wat nie reg is nie. Wat sleg is, verwerp hy nie. Maar Here, u liefde reik tot in die hemel. U trou tot in die wolke. U geregtigheid tot op die hoogste berge. Die reg wat u spreek tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here. Hoe kosbaar is u trou, o God. U beskerm die mense wat by u skuil. In u huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink uit die strome van u goedheid. U is die bron van lewe, en deur u lig lewe ons. Laat u liefde bly by die wat u erken, en u trou by die wat opreg is. Laat my nie onder die voete van eie geregtige mense beland nie, o Here. Moenie dat goddelose my hier wegdryf nie. Die wat altyd onreg doen, val net daar waar hulle is, en hulle word platgeslaan, en hulle kan nie weer opstaan nie. Liewe broeder en suster in ons Here, die van ons wat met die jare al gereeld onder die geklank van die woord gekom het seker al agtergekom dat deur al die preke heen, dat daar in al die preke wat ons hoor, maak nie saak waaroor dit gaan nie, hoor ons ook telkens een boodskap. Een boodskap in elke preek. Dit kom duidelik na vore. En maak nie saak hoe verskillend die preke is nie. En hierdie saak kom op een of ander wyse na vore. En dit is vir ek en jy nie uiterlike godsdiens nie, maar innerlike godsdiens. Daar lê ons antwoord. Ons hoor in elke preek nie die hart van klip nie, maar die hart van vlees. Godsdiens nie buiteom nie, maar binne-in. Ja, hartsgodsdiens
moet daar by ons wees. Want as dit binne-in tussen jou en die Here reg is, dan sal sake buite ook regloop. En ek weet dit. En ons probeer ook so lewe, dat dit binne in ons reg is. En dat ons verhouding met die Here so moet wees. Ons wens daarvoor, ons begeer dit, ons bid daarvoor. Ja, ek en jy voel baie maal skuldig ook daaroor, dat dit nie altyd so is nie. En ons vra om vergifnis. Maar tog, broeder en suster, tog vang ons onsself telkens uit, dat ons nie binne-in leef, soos wat ons moet nie. En dan is baie van ons teleurgesteld in onsself. Omdat ons, hoe hard ons ook al probeer, ons bid en pleit, dat daardie hartsverhouding met die Here baie maal nie altyd daar is nie. En weet jy, broeder en suster, daardie feit kom dan op verskillende maniere na vore by ek en jy. Kom tot uiting. En selfs partykeer op so 'n manier dat ons baie keer nie eers weet hoekom ons so voel of hoekom ons so optree nie. En een manier van uiting, broeder en suster, is hoe ons dit binne beleef. Ons emosionele lewe, hoe ervaar ons dit? En dan, geliefdes, dan wil ek by u hoor, of dit nie ook soms by u so is nie. Voel u nie ook soms so? As ons so oor ons lewe kyk, dan kom daar by ons so 'n ervaring van bedruktheid. 'n Bedruktheid wat oor 'n mens se lewe kom. So asof 'n mens met 'n vaag gevoel van ontevredenheid, kommer en selfs spanning in jou binneste rondloop. En jy weet nie regtig waarom nie. En dan probeer ek self agterkom wat my so ongemaklik laat voel, so bedruk maak. Ag, en weet u, dan besef ons, daar's soveel dinge. Daar's soveel dinge wat ons beïnvloed. Die toekoms lyk onseker. Polities is daar 'n warboel in ons land. Finansieel is daar probleme by baie. En wat ons geloof betref, ag, daar lyk dinge ook nie maar bedroef partykeer. 'n soort van 'n vlakte, 'n soort van 'n toekomslose leegheid. Ja, ook 'n leegheid wat ek en jy se geloof baie kere betref. En nou is dit so, broeder en suster, ek en jy wat ernstig dink, wat oplossings soek, kom tot die oortuiging dat dinge nie so reg met ons loop soos wat dit moet nie. Dat dit maar ook baie maal die Here se roepstem vir ons is. En dan kom ons Sondag kerk toe, dan hoor ons die woord en ons hoor die woord ons maar weer waarsku en roep en die woord op ons appel maak om ons te bekeer. En ek is seker, broeder en suster, daar is baie van ons wat werklik baie nagedink het en ook werklik probeer het om ons te verootmoedig elke dag, om ons te bekeer. Ja, om ons sondes af te lê en tot die Here te bid om ons in genade aan te sien. Ek glo, ek en jy het dit gedoen. Baie maal al. Maar weet u, broeder en suster, tog het die drukte, daardie dowwe verslaandheid by baie van ons
nie gewyk nie. En ons is nou vanmôre hier om te hoor wat die woord daaroor sê. En ook om te probeer om aan die saak te werk. Want ons wil tog hê dat dit tussen ons en die Here gemaklik moet gaan en lekker moet gaan. Ja, dat ons is hier vanmôre om verseker te word van Christus se versoeningswerk. Ag, miskien ook weer te hoor hoe groot ons sondes is en dat ons moet bekeer. Weer van vooraf te hoor wat ons vorige Sondae gehoor het en dan tot die besef kom, ek is nie onverskillig wat die woord sê nie. Ek probeer self ondersoek doen en ek probeer beter lewe. Maar dit lig nie werklik my gemoedstoestand op nie. Dit neem nie my skuldgevoelens weg nie. Dit neem nie hierdie ervaring van bedruktheid van my weg nie. Die lig en die troos wat ek soek. Ook in my godsdienst, dit bly my maar nog steeds ontwyk. Voel jy ook partykeer so, broeder en suster? Dan bring die woord vanoggend vir u en vir my weer eens die antwoord, soos dit in ons teksverse verwoord word. En as ons na ons teksverse mooi kyk, broeder en suster, dan moet ons ook anders kyk na die Here, soos wat ons hom miskien van tevore bekyk het. Ons moet die Here sien soos wat hy is, en nie soos wat ons hom gemaak het in ons gedagtes nie. Nie 'n God wat kyk dat dit met ons goed gaan, as ons mooi lewe, en as dit met ons sleg gaan, as ons sleg lewe nie. Ja, dat hy kyk hoe ons lewe, en dan bepaal hoe dit met ons gaan. Sleg, sleg, goed, goed. Nee, maar weer moet ek en jy tog maar kyk na die eenvoudige en die duidelike boodskap waaraan ons moet vashou. En daardie boodskap sê, hoe kosbaar is die Here se trou en goedheid. Geliefdes, ek en jy moet weer 'n oop oog begin kry vir die waarde, vir die kosbaarheid, die wonderlike vertroosting wat God se getrouheid vir ek en jy beteken. Dit moet ons elke dag baie goed besef, dat die Here se getrouheid meer as korale is, dat die Here se getrouheid kosbaar is, sy goedheid. Want weet jy, broeder en suster, hoe maklik kan die kosbaarheid, die groot waarde, die wonderlike troos van God se trou en goedheid, dat ons dit nie beleef nie, omdat ons basiese wegspringpunt verkeerd is. Nie reg is nie. Maklik kan ek en jy, broeder en suster, die kosbaarheid van God se goedheid 'n ander waarde gee as wat dit werklik het. Dit wil sê, gemeente, dat ons die waarde van God se goedheid net begin meet aan ons voorspoed en aan ons teëspoed, hoe dit met ons gaan. Terwyl ons miskyk dat God se goedheid in werklikheid op 'n heel ander vlak lê. Nie so seer, God se goedheid lê nie so seer by finansiële voorspoed of politieke stabiliteit of hoe dit met ek en jy gaan nie. En weet jy, broeder en suster, omdat ek en jy hierdie groot waarheid miskien soms miskyk, daarom raak ons bedruk en bekommer. Daarom, gemeente, probeer u en ek dalk
om goed te lewe, om onsself te bekeer, ja, sodat die Here meer tevrede kan wees en weer voorspoed en stabiliteit vir my kan bring. En weet jy wat? Dan kom ons agter, maar dit gebeur nie, soos wat ek en jy dink nie. En dan word sommige van ons moedeloos, en sê, ag, dit help nie om te bid nie, dit help nie om mooi te leef nie, want kyk, dit gaan maar met my nog net so sleg, soos al die tyd. Ek is nog net so arm, of ek is nog net so siek. Ander probeer dalk moed hou, en hulle nog meer en meer bekeer, want miskien is die Here nog nie tevrede met my nie, en sal die rustigheid en die voorspoed tog kom, want hy is mos 'n genadige Here. Maar weet jy, geliefdes, weet dit, as ons miskien die hoofdoel van ons geloof so insien, dan sal daar maar baie min vreugde in ons geloof wees. Dan sal ons bedruktheid, ons gevoel van ongelukkigheid nie van ons wyk nie. Al bekeer ek en jy ons hoe deeglik van ons verkeerde weë, al kom ons hoe gereeld kerk toe, sal dit nie die gewenste uitwerking hê nie. Nee. En daarom moet ek en jy kyk, broeder en suster, en seker maak dat die kosbaarheid van God se trou en sy goedertierenheid nie vir ons op die verkeerde plek lê nie, maar op die regte plek. Die Here sê, die kosbaarheid van God se goedheid en sy trou lê daarin, hoe groot is die liefde wat Jesus Christus aan ek en jy bewys het. Daar lê ons diepe troos. Dit gaan nie in die eerste plek, broeder en suster, met oor wat ek en jy doen, dat dit vir ons moet voorspoedig gaan nie. Nee, dit gaan in die eerste plek oor wat die Here doen. Ek en jy kan doen en probeer en spook en spartel en dit sal nie werk nie. Maar as ek en jy raak sien dat die Here se goedheid en trou al aan die kruis so groot en goed was, dat ek in daardie lig kan wandel, broeder en suster, dan kom daar vrede in ons gemoed. Vrede in ons gemoed as ons God se goedheid nie slegs sien in voorspoed en in hoe goed dit met my gaan nie, maar as ons dit sien in die wonderlike verlossing wat Jesus Christus vir jou en vir my gekry het. Ja, dat hy ons reeds van die grootste teëspoed gered het. Daardie verskroeiende vlamme van die hel. Dan, as ek en jy dit weer begin besef, broeder en suster, dan is daar ware vrede, ware geluk en ware genoegdheid, vergenoegdheid in ek en jy se lewe. Gaan kyk maar na 'n werklike vergenoegde mens en vra vir hom, hoekom is jy so vergenoegd? Dan sal hy of sy vir jou sê, omdat die Here my klaar verlos het. En daarom, geliefdes, alles ons skraal bedeeld met aardse goedere, word ons tog nog steeds verkoop met die vettigheid van die Here se huis. Dit sê Psalm 36. Al is dit polities hoe donker, sien ons tog in hom die ewige lig. Ja, in sy lig sien ons die lig. En sal ons, broeder en suster, onder alle omstandighede
ook onder grootaardse teëspoed, steeds gelukkig en tevrede kan wees, want teen die skroeiende en die brandende aanvalle van Satan skuil ons dan onder die skaduwee van God se vleuels. Dan sal dit vir ons daardie wonderlike vertroosting bring. Dit sal dit vir ons versterkend wees. Ja, sal dit vir ons kosbaar wees. God se liefde in Christus is vir ek en jy die bron. En dan sal ons sonder bedruktheid meeleef. En dan sal ons werk sonder gewetensdwang. Maar dan sal ek en jy besig wees uit liefde en uit dankbaarheid. Weet dit, broeder en suster, die Here se goedheid is tot in die hemele. Sy trou tot in die wolke. Kom ons smaak die vette van sy huis. En kom verlustig u. Verlustig u in daardie vrede en daardie rus wat Christus alleen vir ons kan bring. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader, as ons self beredeneringe doen, self wil besluit hoe ons godsdiens werk, dan raak ons bekommerd. Dan raak ons bedroef. Want dan wil ons veiligheid en ons rustigheid in hierdie wêreld soek. En dit lê nie daar nie. Daarom, Vader, verander ons gedagtes, sodat ons kan raak sien hoe goed Jesus Christus, hoe goed U in Jesus Christus vir ons is, dat ons tot U kan nader, asof ons nooit enige sonde of tekortkominge gehad het nie, asof ons nooit enige gewetenswroeginge het nie. En Vader, dan sal ons nie uit dwang of vrees vir teëspoed die goeie pad wil loop nie. Maar dan sal ons dit loop, omdat ons reeds op die goeie pad is, dat U ons daar geplaas het, deur die versoeningswerk van U Seun. Gaan dan nou verder met en by ons, Here. Vergewe ons sondes, wees vir ons 'n God van nabyheid, en gee dat ons U woord reg sal verstaan en reg sal uitlewe. Dit bid ons om Christus wil. Amen. Na die opneem van die kollektes, broeders en susters, dis vir die diens van barmhartigheid, sing ons Psalm 36, die 2de en die 3de vers ten slotte.
Psalm 36, die tweede en die derde vers ten slotte. 1, 2 en 3. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.